Spreuke hoofstuk 2, en ons gaan kyk na verse 1 tot 5 vandag. Spreuke hoofstuk 2 vers 1, en dit lees dan so. My seun, as jy my woorde aanneem, en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. O Here, ons dankie vir die woord en ons dankie dat dit die waarheid is. En dat ons kan weet dat dit die waarheid is. Here, gun ons in hierdie oggend om dit aan te neem, nader en te groei, U te ken, Here, volgens U woord, en daarvolgens te lewe, Here. Gun dit, Here, ons, dat ons die wysheid sal soek, soos 'n verborge skat. En wanneer ons dit kry, dat ons dit ook sal aanneem, en daarvolgens sal lewe. En Here, ons bid dat U Gees hier in ons midde sal werk in hierdie oggend. En elkeen van ons harte. Dat ons die woord nie net sal hoor nie, maar dat dit deel van ons sal word. En Here, mag U woord ook eensgesindheid bring in hierdie gemeente in hierdie oggend. Dis ons gebed, o Heer. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade so groot is. In U naam alleen vra ons dit. Amen. Ons het voorheen gesien waar ons klaar gemaak het met hoofstuk 1 van Spreuke, dat wysheid en die Here nie van mekaar geskei kan word nie. Jy kan nie oor ware wysheid beskik, terwyl jy nie die Here volg nie. En jy kan nie die Here volg, tensy jy dit nie in wysheid doen nie. Wysheid kan nie onafhanklik staan van die Here nie. En daarom, soos ons voorheen gesien het, word daar in baie gevalle dieselfde eienskappe aan wysheid toegereken as wat daar aan die Here self toegereken word. Die eienskappe van wysheid stem ooreen met die eienskappe van God self. Want die Here is die bron van alle wysheid. So dis te verwagte. En daarom sien ons die wysheid sê in hoofstuk 1 vers 23, wend julle tot my teregwysing, sê die wysheid. Maar in hoofstuk 3 vers 11 lees ons weer, my seun verag die tug van die Here nie. Beide die Here sowel as die wysheid beoefen teregwysing. Want wysheid en die Here kan nie van mekaar geskei word nie. In vers 23 word wysheid se gees uitgestroom van hoofstuk 1. Maar ons weet dit is die Here wat sy gees op sy kinders weer uitstort. En so was daar verskeie eienskappe van wysheid wat ooreenstem met die Here self, aangesien die twee nie van mekaar geskei kan word nie. Wysheid is alleenlik wysheid indien dit gegrond is in die Here. Jy mag dalk dink, maar daar is ongelowiges wat baie wys is met hulle geld, want hulle maak baie daarvan, en hulle doen dit op 'n eerlike manier, en hulle gee selfs baie daarvan vir welsynsorganisasies. Hulle is dalk ongelowiges, maar hulle is wys met hulle geld. Maar soos die woord ons leer, of jy baie geld maak of nie, is absoluut irrelevant. En dit is nie waarvandaan wys of waaraan wysheid gemeet moet word nie. Inteendeel, die woord waarsku teen rykdom. Want die Here sê in Matteus 19 vers 24, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Jy is nie wys net omdat jy ryk is en dit op 'n eerlike manier reg gekry het nie. En soos Romeine 14 vers 23 in elk geval vir ons leer, enigiets wat sonder geloof gedoen word, selfs al maak jy baie geld op 'n baie eerlike manier, as dit sonder geloof gedoen word, is dit sonde. Met ander woorde, daar is geen wysheid daarin nie. Jy mag dalk dink dat daar ongelowige mans is, wat baie wys is in hulle huwelike, want dit gaan goed met hulle huwelik, en hulle is gelukkig, en die man kyk dalk, of die ongelowige man kyk dalk mooi na sy vrou. Maar die realiteit is, daar is geen wysheid, indien 'n man nie sy familie lei, om die Here te volg nie. En daar is geen wysheid daarin, indien 'n pa nie sy kinders die weg na die ewige lewe wys nie. Maak nie saak hoe gelukkig en lojaal julle almal teenoor mekaar is nie. Daar is geen wysheid daarin nie.
Maar soos die skrif ons geleer het, moenie die eenvoudigheid lief hê nie. Selfs al lyk dit op die oog af wys, of selfs al lyk dit asof mense goeie lewens kan hê, apart van die wysheid van die woord nie. Laat ons eerder onsself rig tot die teregwysing van die wysheid van die woord, sodat ons kan wys wees, terwyl daar nog geleentheid vir ons gegee word, om wel wys te kan wees. Want soos ons gesien het, die offer om wysheid aan te neem, dit staan nie vir ewig nie. En indien ons die wysheid verwerp, terwyl dit wel geoffer word, moet ons nie onder die indruk wees, dat daardie offer vir ewig staan nie. Want daar kom 'n tyd waar die Here sê, soos ons gelees het in Spreuke 1 vers 28, dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord. Hulle sal my soek, maar hulle sal my nie vind nie. Daar is 'n bepaalde tyd, en 'n beperkte tyd. Maar ons sien dan, hoe 'n nuwe afdeling weer begin in hoofstuk 2, waar ons lees in verse 1 tot 4, daar staan van ons teks vandag, my seun, as jy my woorde aanneem, en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek, soos na silwer, en dit naspeur, soos verborgde skatte. En wat ons sal oplet in hierdie eerste 4 verse, is dat daar kondisies gestel word, of althans voorwaardes. En indien jy wel aan hierdie kondisies of voorwaardes dan nou, van hierdie eerste 4 verse voldoen, wel dan, sê vers 5, dan sal jy die vrees van die Here verstaan, en die kennis van God vind. Maar Salomo begin hierdie voorwaardes hier om te sê, eerstens in vers 1, my seun, as jy my woorde aanneem, en my gebooie by jou bewaar. Nou natuurlik verwys Salomo nie na sy eie menslike wysheid nie, maar na die wysheid en gebooie van die Here, wat hy self tot sy seun spreek. Dit kom deur sy mond wel. Dit was dieselfde met Josua. Josua het nie gesê, ek en my huis sal Josua volg, omdat ek die hoof van die huis is nie. Nee, sy gebod vir sy huis, Josua se gebod vir sy huis, was ek en my huis, ons sal die Here dien. En Salomo doen dieselfde, want hy sê in vers 1, neem my woord aan, en bewaar my gebooie, sê Salomo, maar dan sê hy in vers 2, wat hy daarmee bedoel, naamlik, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand. Salomo se woorde as 'n pa dra autoriteit, want hy kommunikeer die woord van God, en hy wys sy seun die weg na Bybelse waarheid toe. Soos vers 6 volgende week ook vir ons gaan sê, want die Here gee wysheid. Hy wys hom na die Here toe, met sy gebod. Die pa se autoriteit word gevind in die feit, dat die gebooie binne sy huishouding, die doel dien, om almal na die Here toe te wys, want dit is die Here wat daardie wysheid gaan gee. Nou het 'n pa autoriteit, en het 'n pa gesag in die huis, bloot net omdat hy die pa is? En die antwoord is 'n duidelike ja. Maar hoekom is dit ja? Want God sê so. Soos ons lees in Efesiërs 5 vers 22 en 23. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus hoof is van die gemeente. In Efesiërs 6 vers 1, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Maar al hoekom jou posisie as die hoof van die huis enigsins gesag dra, en hoekom Salomo vir sy seun kan sê om sy woorde aan te neem en sy gebooie te bewaar, is omdat God se woord so sê, en vir geen ander rede nie. En dieselfde met 'n ma oor haar kinders. Soos ons in die vorige hoofstuk gelees het in Spreuke 1 vers 8 waar staan, my seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Maar daarom, wanneer Salomo sê, luister na my gebooie, het Salomo 100% die reg om dit te sê, want Salomo is die hoof van die huis. Want God het gesê, die pa is die hoof van die huis.
Salomo, nes enige ander gelowige pa, het die reg om dit te sê. Gebaseer op God se woord, want volgens God se woord is die man die hoof van die huis. Enige man of pa wat nie die Here volg nie, kan nie aandring op gesag in die huis nie. Want waarop baseer hy daardie gesag? Waar kry hy sy gesag vandaan? Geen ongelowige pa kan aandring op autoriteit in die huis nie. Want waarop baseer hy dit? En daarom sê so baie vrouens vandag, nee, ons albei het eweveel gesag. Ons albei het eweveel sê in die huis. En sy kan dit sê. Want die wêreldse huis is nie gebaseer op Bybelse waarheid nie, maar is gebaseer op wat ook al die aanvaarbare norm is van die kultuur waarin ons onsself tans bevind. Maar dit is as gevolg van die oorsprong en basis van 'n Vader se gesag, naamlik God se woord, dat in vandag se wêreldse samelewing die pa al hoe minder gesag het en die ma's weer al hoe meer gesag het. Want God se woord word nie meer aangeneem in die huis nie. Dit waarop dit gebaseer is, word nie meer aangeneem nie. In vandag se samelewing word die hoeveelheid gesag wat aan elke ouer in die huis toegereken word, gekoppel aan die bankbalans. Wanneer die man 60% van die huis se inkomste genereer en die vrou genereer die ander 40% van die huis se inkomste, wel dan het die man 60% sê en die vrou het weer 40% sê. Dit is hoe dit in huishoudings al buite gaan. Maar dit is nie hoe 'n Bybelse huis werk nie. Die man is die hoof van die huis. En sy gesag is nie persentasiegewys gekoppel aan eksterne faktore nie. Daarom wanneer daarvan kinders vereis word om na goddelike ouers te luister, is dit nie omdat elke kind maar net na hulle ouers moet luister nie, maar omdat die goddelike ouer nie uit sy eie wysheid behoort te spreek nie, maar sy autoriteit vind in die woord van die Here. En daardie autoriteit gebruik om te sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. En dan sê hoe ons dit gaan doen. So wanneer Josua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, dan kan hy dit sê. Want God se woord gee hom die autoriteit om dit te sê. En wanneer Salomo sê, my seun, luister na my gebooie, dan kan hy dit sê. Want God se woord het hom die autoriteit gegee om dit te sê. En hy moet dit sê. En net so word daar dieselfde gesag aan gelowige paas gegee, met die doel om jou huis en kinders na die Here toe te wys. Om te sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Wanneer die man besluit, hier is die kerk waarna toe ons as 'n gesin gaan, maar die vrou hou nie van die musiek daar nie, sy wil hou van die musiek by 'n ander kerk, en die kinders hou weer van die jeug by 'n ander kerk, dan is daar nie 'n debat oor waarna toe julle gaan nie. Want die geestelike verantwoordelikheid rus op die man. Want dit is aan hom gegee deur die Here, en hy is die een wat verantwoording daarvoor gaan doen, vir sy familie. En daarom is dit ook 'n waarskuwing aan ouers, vir al die mans, want as jy wil aandring op jou gesag in die huis, volgens God se woord, dan moet ons ook verstaan, dat saam met dit, kom die plig om die waarheid en die wysheid van die Here aan jou huis te kommunikeer en hulle daarin te onderrig. Jy mag dalk aandring op jou gesag in die huis gebaseer op God se woord, maar saam met daardie gesag sê die woord ook, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. En vaders, rig jou kinders op in die tug en vermaaning van die Here. Maar daarom kan Salomo ook vir sy seun sê, luister na my gebooie. Nie net omdat die Here hom en elke man daardie gesag gee nie, maar omdat hy daardie gesag gebruik om sy kinders te wys wat die regte pad is om te wandel. Naamlik die weg na die Here en die weg na wysheid toe.
Jou gesag strek net so ver, soos wat dit ooreenstem met die woord van God. Want daarom kan Salomo ook vir sy seun sê, luister na my gebooie. Want Salomo se gebooie is juis, dat sy seun na die Here se wysheid moet luister. En dieselfde moet die geval ook wees, in elkeen van ons huise. En daarom, soos ons ook vroeër gelees het, sê Efesiërs 6 vers 1, nie, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees, want dit is reg nie. Nee, dit sê kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Hoekom? Want dit is op grond van God se woord, en volgens sy wysheid, dat hulle wel gehoorsaam moet wees. Nie net omdat jy die pa is nie, maar omdat jy die aangestelde persoon is, deur die Here as die hoof van die huis. En dis jy wat sy woord moet kommunikeer aan jou kinders. Wêreldse mans en paas moet beklei vir gesag in hulle huis. Want hulle het geen gronde om te sê hoekom hulle gesag moet hê nie. Daarom beklei hulle. Van waarop baseer hulle gesag? Maar Godvreesende mans het gesag in die huis, want God se woord sê so. Maar die Here se woord is ook nie onduidelik oor hoe ons daardie gesag moet beoefen nie. En net as 'n synota, ek weet laasweek se preek was 'n moeilike preek en daar gaan nou gesprekke na die tyd plaasvind. Maar ek wil vir die vroue sê, moenie worry nie. Moenie jouself bekommer oor dit nie. Volg jou man. Want hy is die een wat homself moet bekommer daaroor. Ons is mans en ons gaan beklei. En dit is ook die plig van die man om iets te sê as iets hom pla. Geef hom die geleentheid om te beklei. Geef hom die geleentheid om tot die waarheid te kom. Maar wanneer hy doen, sal jy 'n dwaas wees om hom nie te volg nie, ongeag wat sy rigting hy ook al besluit. Jy sal 'n dwaas wees om nie 'n man te volg nie. Hy is die een en ek is die een wat die houe op die ken kan vat. En ons sal dit vat. En ons beklei met mekaar. Maar vrouens, julle is in 'n wonderlike posisie. Want julle hoef nie te beklei nie. Julle kan net julle mans volg. Ondersteun hom net. Maar weet dit, hy is die hoof van die huis. Gee hom die geleentheid om te lei. En wanneer hy doen, en hy maak daai moeilike besluit, want dit is 'n moeilike besluit, kom ons jok nie vir mekaar nie. Maar wanneer hy doen, volg hom, ongeag waartoe hy gaan. Volg hom. Maar verder meer sien ons Salomo sê, my seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, vers 2, sodat, menende hy gebruik sy gesag en wys sy kind na die Here toe, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand. En hierdie bevorder bloot die konsep van hoofstuk 1 vers 8, waar Salomo gesê het, my seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Maar nou word daar gesê, dat daar nie net geluister moet word, en dat dan die onderwysing nie net verwerp moet word nie, maar dat dit aangeneem moet word. Dit moet bewaar word, sê die skrif. En dat die seun se hart na die verstand moet neig. Dis 'n hartsding hierdie. Menende die pa bevorder die konsep by sy seun, dat die woord en wysheid van die Here deel moet raak van die seun. Dit moet binne hom woon, en dit moet binne hom bewaar word, sê Salomo. Nou onder die ou verbond, was God se wet in sy tempel gewees. God se wet was in sy tempel, en binne die tempel was die verbondsark, en binne die verbondsark was die 2 stene, waarop die 10 gebooie geskryf was, soos ons lees in 1 Konings 8 vers 9. Met ander woorde, die fisiese gebooie was binne die fisiese tempel gewees, onder die Ou Testament. En wat Salomo sê is basies in ooreenstemming met die nuwe verbond. Want volgens 1 Korintiërs 3 vers 16 is ons liggame nou die tempel van die Here, waar staan, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie.
En Salomo sê vir sy seun, bewaar die gebooie binne jou. Wat 'n teebeeld is van die fisiese 10 gebooie wat binne die tempel bewaar moes word. Maar nou onder die nuwe verbond vind hierdie konsep van die bewaring van die gebooie soveel meer vervulling. Aangesien ons liggame nou die tempel van God is, waarbinne die gebooie ook bewaar moet word. Ons liggame behoort nie aan ons nie. Dit is die tempel van die Here. Waarbinne God sy gebooie bewaar moet word, nes die 10 gebooie bewaar moes word binne die tempel onder die ou verbond. Daarom kan Kolossense 3 vers 16 ook sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid, sê Kolossense. Dit wat Salomo van sy seun vereis, naamlik om die gebooie en wysheid van die Here aan te neem en dit binne hom te bewaar, is soveel meer van toepassing op ons onder die nuwe verbond, want ons is nou die tempel van die Here en sy Gees woon in ons, nie net om ons tot redding te bring nie, maar ons ook in staat te stel om sy woord en sy wysheid en sy gebooie te bewaar en dit aan te neem. Die teebeeld van die tempel word nou gevind in gelowiges. Maar Salomo gaan aan om die voorvereistes te stel waar ons lees van vers 3 tot 5 daar staan. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborgde skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. Wat natuurlik beteken, dat indien jy nie 'n begeerte het na die wysheid van die Here nie, en nie 'n begeerte het om dit te soek en te verkry nie, en nie 'n begeerte het om die gebooie te bewaar nie, dan gaan jy ook nie die vrees van die Here kan verstaan nie. En jy gaan ook nie die kennis van God vind nie. As die wysheid wat van die Here afkom, nie vir jou is soos 'n verborgde skat nie, dan gaan jy ook nie daarna soek nie. As dit nie vir jou verborgde skat is nie. En hier vind ons weer die teebeeld in die tempel, want ons lees van die fisiese tempel, dat daar skatkamers was. 2 Kronieke 5 vers 1, toe al die werk gereed was, wat Salomo vir die huis van die Here gedoen het, het Salomo die heilige gawes van sy vader Dawid ingebring, die silwer, sowel as die goud, en al die voorwerpe het hy in die skatkamers van die huis van God neergesit. Hoekom het die tempel skatte nodig gehad? Hoekom was dit nodig om skatkamers te hê? Want dit was 'n geleentheid vir die Israeliete, onder andere, om die waarde van hulle aanbidding by die tempel fisies te verteenwoordig. In 'n groot sin het dit wat mense na die tempel toe gebring het, die waarde van hulle aanbidding verteenwoordig. Dit was onder andere die Here se probleem met die Jode, wat krippeldiere gebring het. Soos ons lees in die Here sê in Maleagi 1 vers 14, vervloek is ook die bedrieër wat, terwyl daar onder sy kleinvee 'n manlike dier is, 'n gelofte doen en tog iets wat vermink is aan die Here offer. Want ek is 'n groot koning, sê die Here van die leerskare, en my naam is gedig onder die heidene. Nou die skatte in die tempel was vir verskeie dinge gebruik gewees, maar onder andere het dit ook die waarde verteenwoordig wat mense aan God se aanbidding gekoppel het. Daarom het koning Dawid, nadat hy al die goud en silwer bymekaar gemaak, wat hy vir Salomo gegee het, sodat Salomo die tempel kon bou, 'n groot deel van sy eie rykdom gegee vir die tempel, bloot net as 'n vorm van aanbidding, soos hy ook sê in 1 Kronieke 29 vers 3 tot 5. En die volk het sy voorbeeld gevolg, om hulle skatte weer te bring, as 'n vorm van aanbidding. Soos ons lees in 1 Kronieke 29 vers 9 tot 12 waar staan, en die volk was bly oor hulle gewilligheid, want met 'n volkome hart het hulle vrywillig aan die Here gegee, en ook koning Dawid was baie bly. En Dawid het die Here geloof voor die oë van die hele vergadering, en Dawid het gesê, U sy geloofd Here, God van ons Vader Israel, van ewigheid tot ewigheid, aan U Here, kom toe die grootheid, en die mag, en die heerlikheid, en die roem, en die majesteit, ja, alles in die hemel en op aarde, aan U Here, kom toe die koningskap, en die selfverhooging, as hoof oor alles, en die rykdom, en die eer kom van U, en U heers oor alles,
En in u hand is krag en mag, en in u hand is dit om alles groot en sterk te maak. Hulle het brood en die skatte teruggegee vir die Here, wat die Here in die eerste plek vir hulle gegee het. Dit was 'n vorm van aanbidding. En daardie rykdom wat hulle gebring het, was 'n verteenwoordiging van die waarde wat hulle gekoppel het aan hulle aanbidding van die Here. Daarom sê Jesus ook in Matteus 6 vers 21, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En koning Dawid en die Israeliete se skatte was fisies by die tempel. Hoekom? Want dit is waar hulle harte was. Naamlik by die aanbidding van die Here. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En die Israeliete se skatte was by die tempel. Want dis waar hulle harte was. Maar dit het ook moeite geverg. Nie net om daardie goud en silwer te kry nie, maar ook om dit na die tempel toe te vat. Maar hulle het dit gedoen. Hoekom? Want hulle het 'n begeerte gehad om die Here te aanbid. Hulle het bloot hulle skatte gesit, waar hulle hart klaar was. Maar dit het nie sonder moeite gebeur nie. Soos ons skrif weer eens sê in vers 3 en 4. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek, soos na silwer, dis moeite. En dit naspeur soos verborge skatte, dis verborge, jy moet dit gaan soek. Met ander woorde, dit verg moeite om die wysheid en waarheid van die Here bymekaar te maak. Dit is wel vrylik beskikbaar, en ons hoef net die woord oop te maak, om dit te kry. Die Here gee vir ons sy woord, maar dit verg moeite om dit te bestudeer, en om dit te verstaan, en om dit aan te neem, en om dit uit te leef. Maar dit is nie moeilik om dit te kry nie, indien dit wel is waar ons harte is. Indien die wysheid van die Here wel soos 'n verborge skat vir ons is, dan sal ons ook daarna soek. En ons sal sy woord bestudeer, en ons sal dit in die tempel inbring. Naamlik ons liggaam, want ons liggaam is die tempel van die Here. Weereens Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Maar die woord van God kan net ryklik in ons woon, indien ons van die oortuiging is, dat die woord van God ons wel gaan ryk maak. Indien dit wel vir ons 'n verborge skat is. Laat die woord van God ryklik in julle woon. Maar dit gaan net ryklik in ons woon, as ons van die oortuiging is, dat dit ons wel ryk gaan maak. Menende, indien dit wel vir ons soos 'n verborge skat is, soos Salomo sê. Die wysheid van die Here is alomteenwoordig, want dit verg moeite om daardie verborge skatte te gaan haal en 'n deel te maak van ons, om dit in die tempel in te bring, as ek nou dit so kan stel. En dieselfde was die geval met die fisiese skatte, by die fisiese tempel wat ingebring moes word. Soos koning Dawid ook sê in 1 Kronieke 22 vers 14. En kyk, deur my moeitevolle arbeid, sê Dawid, het ek vir die huis van die Here 100.000 talente goud en 1 miljoen talente silwer gereed gelê. En die koper en die yster is onweegbaar. Deur sy moeitevolle arbeid het hy dit gedoen. Dit verg moeite, maar die vraag is dit die moeite werd? En vir die gelowige is die antwoord, natuurlik. Natuurlik is dit die moeite werd. Want ons aanbidding tot God is om sy heilige tempel hier op aarde te wees. Dis wie ons is. Ons aanbidding tot God is om sy tempel hier op aarde te wees. Efesiërs 2 vers 19 tot 22. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word, tot 'n woning van God,
in die Gees. Om die woord van die Here aan te neem en sy gebooie te bewaar en om daarna te soek soos na silwer en dit na te speur soos verborge skatte, is niks anders as wat ons met die Ou Testament tempel gesien het nie, waar die gebooie ook bewaar was in die tempel en waar die skatte ook opgegaar was in die tempel. Behalwe, nou is ons die tempel en ons skatte is die gebooie van die Here en ons bewaar dit in ons harte. Hoekom? Want die gebooie van die Here en die wysheid van die Here is vir ons kosbaar. Dit maak ons ryk. Soos Psalm 119 vers 72 ook sê, die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. Maar aangesien die wet van die Here beter is as duisende stukke goud en silwer, laat ons dit dan opgaar. En laat ons dit soek soos 'n verborge skat. En wanneer ons dit kry, laat ons dit bewaar. Want as ons dit doen, soos vers 5 van ons teks vandag sê, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. Hoe meer ons die gebooie van die Here bestudeer, en hoe meer ons sy gebooie aanneem en as kosbaar beskou, hoe meer gaan ons die vrees van die Here verstaan. Want die beginsel van wysheid is die vrees van die Here. En wanneer ons daai wysheid bymekaar maak, dan kan ons vrees van die Here net toeneem. Want die beginsel daarvan is die vrees van die Here. Met elke gebod en elke vorm van Bybelse wysheid wat ons aanneem, gaan ons die vrees van die Here beter verstaan. Want die beginsel van daardie wysheid vind sy gronde in die vrees van die Here. Maar die teenoorgestelde is ook waar. Want indien ons die gebooie van die Here hoor, en ons lees daarvan, en ons neem dit nie aan nie, en dit is nie vir ons soos 'n skat wat ons wil wegberg nie, want dan gaan ons ook nie die vrees van die Here verstaan nie. Om 'n voorbeeld te gee. As die gebooie vir ons sê dat ons die Sabbat moet heilig, en ons doen dit nie, dan getuig dit bloot dat ons nie die Here vrees, of die vrees van die Here geleer het nie. Inteendeel, Sondag is net nog 'n dag soos enige ander dag. Maar as jy die gebod hoor, en jy maak 'n deel van jou, en jy bewaar dit soos 'n verborge skat, sodat jy dit begin toepas, dan gaan jy sukkel om op te hou, om die Sabbat te hou. Nie omdat dit tradisie geraak het nie, maar omdat jy die vrees van die Here geleer het. Jy het dit aangeneem. En wanneer jy dit aangeneem het, soos 'n verborge skat, gaan jy sukkel om nie meer daai gebod te hou nie. Nie omdat dit 'n tradisie is nie, maar omdat jy die vrees van die Here deur dit ook geleer ken het. En so werk dit met elke ander gebod ook. Sowel as elke ander vorm van wysheid, naamlik, maak daardie skatte bymekaar. En jy gaan leer om die vrees van die Here te verstaan. Jy gaan nie tradisie leer nie. Jy gaan die vrees van die Here leer. En daarom gaan jy daarby hou. Maar om af te sluit. Wanneer ons liggame begin sien, as die tempel van die Here, dan gaan ons dit ook hanteer as die tempel van die Here. Die tempel was gebou vir die aanbidding van God. Die tempel was gebou as 'n plek om die Here se gebooie te bewaar. Die tempel was 'n huis van gebed. En die tempel was ook 'n plek waar die vrees van die Here ooglopend was. Maar nou is ons liggame die tempel van die Here. Maar mag die Here ons genadig wees om ook so op te tree. Deur om sy gebooie te bewaar, nes dit bewaar was by die tempel. Deur om moeite te maak om die verborge skatte in te bring, wat die woord en wysheid van die Here is. Sodat dit ryklik in ons kan woon. Sodat die vrees van die Here ook daar kan wees.
sodat ons die vrees van die Here kan verstaan en die kennis van God kan vind. Nes die geval ook was by die tempel. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die goedheid, Here, en vir die wonderlike gawe van die woord wat U vir ons gegee het. Dat die Heilige Skrif is. Dat U woord is, Here. En dat U so vrylik aan ons gee. Maar o, Here, aangesien ons sulke verdorwe mense is, wat die skatte van hierdie wêreld baie keer meer waardevol ag as U woord. Bid ons vanoggend, Here, dat U deur die krag van die Gees ons harte sal draai na U toe. U woord wel sal sien vir die skatte vir wat dit is, Here. En dat ons daarna sal soek, Here. En dat wanneer ons dit kry, ons dit in sal bring in ons harte in. En dat dit sal deel raak van ons, Here. En soos wat dit deel raak van ons, Here, dat ons ook sal groei in ons vrees van U. En ons verstaan van wie U is. Lei ons in dit, o Heer. Want ons kan dit in onsself bewerkstellig nie. En daarom vra ons vir die krag van die Gees om ons te lei en om hierdie dinge aan ons te openbaar. En ook, Here, om vir ons 'n begeerte te gee aan hierdie verborgde skatte wat in die woord te vind is. Help ons met dit, o Heer, want ons is maar nietig. En lei ons asseblief in alle waarheid in. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade groot is. In U naam alleen vra ons dit. Amen.